Hartlik welkom weer hier by ons uitsending uit Mosaïek se ateljee. Vandag praat ons oor gesonde selfinsig. Omdat Lent werklik 'n tyd van ernstige gemeenskap met Jesus ons Here en Verlosser is en diep nadenke begelei, wil ek graag vandag inlei met 'n baie mooi gedig van Sheila Cousins. Sy het gelewe van 1922 tot 2004. Sy word gereken onder die grootste van ons digters. Sy handhaaf 'n unieke styl. Sy streef daarna om die wonder van die skepping vas te vang. As digter leef sy uit die mistiek van die skepping. Vind sy God op plekke waaraan ons nie so maklik dink nie. Daarmee gee sy vir ons die unieke gawe om met vars oë na hom te soek en vars sy stem te hoor. Sy was 'n baie diep denker, maar sy het self bitter swaar kry geken. Jy moet gemaklik sit, diep asemhaal en dan intens luister. Is jy reg? Komma. 'n Glinstervliegie, kleiner as 'n komma, kom sit vertrouend op my hand. Begin sy persoon versorg en ek gevlei, durf my skaars roer, soos hy. So tuis, vermetel tuis, is ek in u, o onveranderlike, oneindigende, onbeginnende woord, deur wie 'n klein, verrukte, vuilerige kommetjie flits. Is dit nie mooi nie? Toe maar ons gaan weer met die gedig afsluit. Kom ons gaan soek lig by die skrif. Psalm 143 uit die 2020 vertaling is een van my geliefde skrifgedeeltes as ek gekonfronteer word met die werklikheid van my ego. Veral wanneer my gewete my roer, omdat ek alweer haastig was om my eie agenda voorkeur te gee in my alledaagse omgang met die lewe. Of as ek in die slaggat trap van belangrik te wil wees. Dit help nie om te kla oor ons vinnige lewenstempo nie, dis verseker hier om te bly. Ek vind aansluiting by die idee nadenkend lewe. Ek durf nie voorskrifklik klink nie, ek wil nie. So ek vertel maar bloot wat ek deur die lewe se stampe en stote geleer het. Dit verg nogal verootmoediging om dit te erken. Terug by die ontdekking van die skeeftrap in my lewe. Ek maak dadelik my hart, my hele mens weer stil. Dan gaan ek na vers 1 van Psalm 143 as my kreet na die Vader. Here, hoor my gebed. Luister na my smeekgebed. Antwoord my in u trou en u geregtigheid. Moet net nie u dienskneg voor die gereg daag nie, want niemand wat leef is voor u regverdig nie. Ek stel my voor dat die digter hom vasgeloop het in 'n krisis. Dis nie presies duidelik wat sy omstandighede was nie. Die kommentare wat ek daaroor bestudeer het, noem verskeie moontlikhede, maar ek dink hulle raai ook maar 'n bietjie. Al wat ons kan aflei is sy lewensangst. Baie mooi Duitse uitdrukking, wat staan in kontras met sterwensangs. Voel jy die verskil? Angs in die gesig van die dood, teenoor angs om voortbestaan en onsekerheid van skeeftrap. Ek tel ook hierin iets op van die lewe as vanselfsprekend. Ek noem dit sommer Christelike gemaksig. As kinders van die koning voel ons soort van entitled. Wat 'n aardige woord. Entitled tot die voorregte van kindskap. Wanneer teëspoed die voordeurklokkie lui, dan verdamp dit vinnig en trek die hele lewe op 'n frons. Vers 6 druk dit presies uit soos ek dit al dikwels beleef het in my eie lewe. Ek strek my hande uit na u, my diepste wese smag na u soos dor grond. Dis 'n beeld wat ons Suid-Afrikaners baie mooi verstaan. Ek smag na u soos dor grond. Dis die stemming van Lent. Eerlike, kwesbare, smagtende roep na die Here. Dor grond bied nie voeding nie, dit beleef die sterwe van die plante wat dit moet kos gee en dan lei dit saam met die plant. Daar moet reën van bo af val om die plant se biosfeer te aktiveer voordat die plant kan floreer. Die skrywer van Psalm 143 kry dan nuwe moed as hy sy hart leeggemaak het voor die troon van God. Dan bring hy sy fokus terug na die kuns van lewe. Een dag op 'n keer, net een dag op 'n keer. Hoor bietjie vers 6, vers 8. Laat my in die môre van die troue liefde hoor, want op u vertrou ek. Wys my die pad wat ek moet loop, want
Na U is my verlange. Aha, nou vorder ons. Rus begin in die oggendgebed. Nie met 'n inventaris van benodighede of belangrikhede vir die dag nie, maar met opregte luister. Die luister van nadenkend lewe. Maak tyd vir volgesang. Maar ek weet Adidas maak 'n vreeslike lawaai. Dit gaan beslis ook deur die loop van die dag jou pad kruis. Maar luister verder en dieper. Dit verg 'n wilsbesluit. Ons het agter in ons tuin 'n lekker groot boom waar ons 'n hele paar plekke bakke hang waarin ek 2 keer 'n week voelsaad gooi. Om te sien hoe hulle op dit toesak en gulstig smil, help my in my wilsbesluit van nadenkend lewe. Ek verkyk my aan die kleure, die lyfies en die verskeidenheid. Tot my verbasing het ek hierdie jaar ontdek dat daar neushoringvoëls in Pretoria is. As jy oop oë nadenkend leef, dan kan jy Kassens se gedig diep in jou hart laat spreek. Kom ons sluit daarmee af. Komma. 'n Glinster vliegie, kleiner as 'n komma, kom sit vertrouend op my hand. Begin sy persoon versorg en ek gevlei durf my skaars roer, soos hy, so tuis, vermetel tuis is ek in U, hoe onveranderlike, oneindigende, onbeginnende woord, deur wie 'n klein, verrukte, vuilerige kommetjie flits. Kom ons bid. Here, dankie vir hierdie gedig van Sheila Kassens. Daarin hoor ons haar gedagtes en haar omgang met U en ons wil dit graag vir onsself ook hê. Ons wil ook 'n klein kommetjie wees wat vermetel deur U flits. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U ons nooi. U vra ons moet kom, U gee ons die reg van toegang tot die troonsaal van die Here die Almagtige. Ons durf nie daar instorm nie, ons kom skoorvoetend in, maar ons kom op uitnodiging. Laat ons asseblief U teenwoordigheid ervaar, Vader. Gee insig, gee wysheid, gee verstand, gee nadenkend lewe. In Jesus se naam, amen.